Ouçam no feliz, ouçam no dia vocês. Aleluia. E as coisas somos uma feliz. Anymore.
pours forth speech, and night after night reveals light. There is no speech, nor are there words. Their voice is not heard, yet their voice has gone out through all the earth, their words to the end of the world. In them and in the heavens he has made a tent for the sun, which is as bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. The sun's rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its view. The law of the Lord is perfect, restoring and refreshing the soul. Amen. Ek groet u genade en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom, ons staan saam en dan loof ons die Here met everlasting love. Simple
Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, ons sê Here, ons bely dit, Here, as U kinders voor U. Here, U het ons geroep, ons gevorm en ons gemaak om U te verheerlik, to glorify Your name. Here, om vir U te plesier elke dag van ons lewe. En ons wil bely dat ons in U glo, U wat ons gered het, U wat ons geroep het. Ons buig voor U, ons koning en ons meester, ons hemelse Vader, lieflike Here. Ons het U so lief, Vader. Dit is so wonderlik om in die heilige teenwoordigheid te kan wees, saam as broedies en sissies, Here. Wat 'n voorreg is dit, Here, dat ons kan rondkyk na mekaar en kan sê, Jy is my broedie, Jy is my sissie. Ek het Jou lief, want Jy is my broed, Jy is my suster. Ons het U lief, want U is ons Vader. Dankie, Here, dat U ons so lief het, dat U, Here Jesus, vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. Dat ons kan leef. Dat ons hier in oorwinning by mekaar kan wees, Here Jesus. U het vir ons kom gemaak. U het alles vir ons gegee. U het die duurste prys betaal, sodat ons vandag hier kan sing, kan bly wees, vreugde kan hê, kan juig en kan rondspring, omdat ons die kinders kan wees, vrygekoop deur die kosbare bloed. Dankie, liefdevolle Here. Dankie ook vir die wonderlike woord wat U vir ons gee, waar ons uit kan leer, oor wat U vir ons kom doen, waartoe U ons in staat stel. Spreek asseblief, Heilige Gees, tot elkeen van ons vanoggend. Maak ons harte en ons gedagtes oop. Vul ons met U teenwoordigheid, Gees van God, en help ons om te verstaan. Maak ons geestespoort ore oop, dat ons sal verstaan en sal hoor, dat U woord vanoggend glad beledig na U toe sal terugkeer nie, maar dat dit in elkeen van ons vanoggend in ons hart en ons lewe sal doen waarvoor U dit gestuur. En U kom al die eer toe, Here, van nou af tot in alle ewigheid. Michael vraag van my, Donnie, waar is ons gereed? Ek sê vir Michael, daai bordjies gaan te klein wees om al die verse op te sê. Ons gaan all over the place wees, en all over the place is this place, die woord van. Hoe wonderlik is dit dat ons sy woord het wat vir ons kan lei in die lewe. Ons is nog steeds in ons reeks, en ons gaan nog steeds daarin wees volgende week ook. Ek wil die regtig nooit, die het almal daai boeklet, daai papiertjie gekry, waarin vir jou vertel word wat jy ook in die week kan doen. Ons is by week 4 in die week. So, ons tema, Living on Purpose, en hierdie Sondag gaan ons spesifiek gesels oor You Were Made to Serve. Nou, verlede week, en die week voor dit, week 1, het ons begin, it's all about
our whole life. Alles, die totale skepping. Niks het ontstaan sonder die wil van God. Dit het nie deur op die wêreld ontstaan nie, dit het by God begin. En as ek by God begin, en hy is my skepper, wie is ek? Ek het dit nou net daarop gesê, as jy 'n mooi skildery verf, 'n landskapstoneel, kan ek na jou toe kom en vir jou sê, jy moet hierdie ding in die vuur gaan gooi? Ek kan nie, want dit is jou skildery. God het ons geskep. Ons is syne. Ons kan nie vir hom sê. Ons kan hom nie bevraagteken. Want ons is syne. We are created for God. By God, for God. So ons heel eerste week was, dat ons geskep is, om hom te besien. For the glory of God. He created us. Revelations 4:11, in the New Living Translation, skryf dit so. You created everything, and it is for your pleasure that they exist and were created. Hy het ons geskep, hy het alles geskep, en dit is vir ons besiel dat hy dit ons geskep het, om hom te verheerlik. Die tweede week het ons gesels oor die feit dat ons deur God geskep is, we are formed by God, en dit ons gesê, formed by God for God's family. Ons is nie geskep om 'n individu alleen hier op aarde, op ons eie mishoop te kraai. Ons leef, sometimes we live this life isolated from everybody else. And we live it in a way that nobody wants to be with us in any way. So ons lewe is so geïsoleerd en so selfsugtig. Ons vergeet dat die Here ons geskep het, en die rede waarom hy ons geskep het, was nie net om hom te verheerlik, maar om deel te wees van sy familie, to be part of God's family. God se familie, dis mos nou logies. As elkeen van ons deur hom geskep is ons almal syne. Ons is mos dan almal boeties en sissies van mekaar. Maar die sondeval het natuurlik dit kom wegvat van ons af. Efesiërs 1:5 om daai te bevestig. His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by bringing us to himself through Christ Jesus. And this gave him great pleasure. Ons is geroep om deel te wees van sy eie familie. En toe ons gesels het daaroor, het ek baie spesifiek Rick Warren, wat Purpose Driven Life geskryf het, sy aanhaling van hom met u gedeel. Your spiritual family, sê hy, is even more important than your physical family, because your spiritual family will last forever. Live forever. So jou fisiese familie, as hulle die Here ken, then they are part of your spiritual family, and they will be with you forever and ever in God's presence. Maar diegene wat Christus Jesus nie aangeneem het nie, sad to say, but that's the truth, will not be part of eternal life. Hulle sal deel wees van ewige dood, en die angs en die pyn en die lyding daarvan. So ons is geskep om deel te wees van 'n familie, a spiritual family, the family of God. And week 3 het ons gesê, we were, and this is so important for us to understand, we were not created to be like myself, me, myself, and I. We were created by God to become like Christ. Ons is nie veronderstel om in hierdie staat waar ons is, met ons sondige natuur wat sukkel met ons en die lewe vir ons moeilik maak om so te bly nie. We are supposed to be transformed. God het ons gemaak om te verander. En soos Christus Jesus
te word, sodat wanneer hy aan die einde van die tyd kom, ons volmaak sal wees saam met hom. So we are created to become like Christ. Jy moet groei. Jy moet geestelik groei. Jy kan nie stil staan nie. Jy kan nie agteruit gaan nie. Jou purpose is to grow and to become like Christ. Romans 8:29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many believers. To be conformed to the image of his Son. In hierdie week gaan ons gesels oor you were made to serve. So ons is deur God gemaak om diensbaar te wees. Servanthood, you were made to serve. En 1 Korintiërs 3:5 skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe. En hoor hoe skryf hy dit aan hulle. Hy sê, each one of us does the work which the Lord gave him to do. Each one of us does the work which the Lord gave him to do. En dan vertel hy, I planted the seed of the gospel. Apollos watered the plant. So Paulus het die saad geplant. Dit was sy diensbaarheid wat hy gelewer het. Hy het rondgegaan. Hy het sy hele lewe daarvoor gegee. En almal ken sy stories, sy verhaal. En hy het gereis, verwoon, sy lewe gevoorstel, gepik teen 'n slang. En so het hy aangegaan. En Paulus het saad gesaai in die lewens van mense. Paulus, hy is op 'n stadium een kant toe geneem om 'n bietjie te verfyn in sy diensbaarheid en hom gehelp, want sy teologie was nie so lekker suiwer nie, maar Paulus het water gegooi. So dit was sy diens in die koninkryk van God. Hy was nie apostel nie. Paulus het nie gesê, I must be an apostle to serve. Hy was gehoorsaam, and that's why he served in the kingdom of God. En dit is God, en dit is just 'n stukkie by wat Paulus skryf, wat die belangrikste van alles is, it is God who made the plant grow. Ons geestelike groei hang nie van mense af nie. Boeties en sissies, Christus Jesus doen dit. Sy woord deur hom. En ons deel is om betrokke te wees, te luister, te leer van hom. So God het ons nie, hy het ons nie geskep om molkrollers te wees. You know what is a molkroller? A molkroller consume and consume and consume. A molkroller, it consume all the food, consume all the water, all the coke, all the coke light, consume all the oxygen, consume all the things that, all the chocolates, I wonder if he's dying. God did not create us to be consumers. Weet jy wat is 'n church crawler? Dis iemand wat na die kerk toe kom om te sien wat kan hy uit die kerk uitkry. Just to consume, to see what can I get. Dit en die Here het nie, dit not create us to be consumers. Daar's hierdie selfhelp boeke en almal het dit al seker gelees, tot boeke vir dummies en whatever. En hierdie boeke vertel vir jou, gee vir jou skills hoe jy die lewe ten volle kan leef, hoe jy die lewe maksimum kan benut. Hoe ver en diep en wyd jy kan gaan om te sê, bring na my toe, gee, give me. But God did not create us just to take up a certain space in the world and to consume.
The reason why God created us was to make a contribution to other people's lives, to the world, to make a difference. You are not created to live between other people and just sit there. Daar's so baie wende en leiers. Ek wens hulle kan in die kerk kom sit en hoor dat God hulle nie geskep het om ander mense dood te maak nie. They are not making a difference. They are taking away the opportunity of other people to make a difference. Hulle vat hulle lewens weg. If I can only come and sit here and hear that God created them to make a difference, to build up other people around them, not to break them down. God made us to give something in return. God het ons geseën met die hele lewe en ons moet tog uit dankbaarheid teruggee vir dit wat hy vir ons gegee het. Daar's mense wat rondloop met hierdie mentaliteit. En ek is doodseker almal van u het al met iemand te doen gehad wat so leef. The world and everybody around me owes me something. Dit is 'n loser's mentality. As jy rondloop met you owe me, this one owe me, that one owe me, dan praat nie van as iemand jou geld geleen het nie. Maar asof almal jou iets kos en jy niks vir hulle kan bied nie. That's a loser's mentality. A winner's mentality is to say, I want to be, I am a servant like Jesus Christ. Dit is wanneer jy 'n wenner word. Wanneer jy rondloop en kyk waar kan jy diensbaar wees. Waar jy soek na plekke waar jy verskil kan maak. Jesus in Johannes 17, dis sy gebed en jy kan dit regtig weer gaan lees. Ek glo jy het dit al gelees. Gaan lees dit weer 'n bietjie vanaand. In Johannes 17. Kyk wat bid Jesus daar. Maar kyk wat sê hy in vers 4. I glorified you. Ek praat met die Vader on earth by completing down to the last detail. Dis in die message uit. What you assigned me to do. I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. Jesus het gekom om 'n verskil te maak en hy het dit ten volle gedoen. Alles wat die Vader hom opdrag gegee het, het hy kom doen en niks nagelaat nie. Hy het dit gedoen tot aan die kruis. Waar mense hom verneder. Filippense 2 vers 6 tot 7. Although he existed in the form and unchanging essence of God, he did not regard equality with God a thing to be grasped. But he emptied himself by assuming the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Jesus het 'n mens geword. Ons is sy knegte. Hy het 'n knegt soos ons geword. Hoekom? Want God het hom vir hom opdrag gegee. He gave him an assignment. Go. Gaan doen dit. En hy het 'n knegt geword. Hy het 'n diensknegt geword. 'n servant. Iemand wat dien en diensbaar is. En as ons onthou almal hoe Jesus die disippels se voete gewas het. En wat het daar gebeur? Petrus was baie ontevrede. But how can you wash my feet? And the Lord Jesus said to him, Peter, you know, if I do not wash your feet, you will not be part of me. Jy sal nie deel aan my hê nie. Jy sal nie aan die tafel kan sit en deel aan my kan hê nie. Jy sal nie kan sê, I am in Christ Jesus me. I have to wash you. Ek moet jou voete was. And it wasn't about washing his feet. It was about cleaning him from sin. Symbolically, I have to wash you with my blood. I have to do that.
So wat het Jesus gedoen? Hy het die disippels, wie eintlik sy voete moes gewas het, Jesus is die Here en die God van die heelal, en die disippels het hom erken. He washed their feet. En kyk wat sê hy in Johannes 13 vers 14 tot 15. So if I, the Lord and the teacher, washed your feet, you ought to wash one another's feet as well. For I gave you an example, so that you should do as I did to you. You should wash one another's feet. Ek het vir jou 'n voorbeeld gegee, sodat jy sal doen soos wat ek aan jou gedoen het. He teaches us that we have to serve. It's a priority in our lives. God created us to be servants to this world and to each other as brothers and sisters. So dit is ons vierde purpose, our fourth purpose, to be a servant and to serve God. So kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar opmerkings by die Bybel maak. Ek gaan fokus op hoe serve en wat die Bybel daar rondom sê. So die heel eerste, dink 'n bietjie terug aan creation. You were created, en dis waar die teen lê. You were created to serve God. En toe kom die sondeval. En dan gaan ons gesels daaroor. So the first thing, in the beginning, nog voordat die sonde gekom het, nog voordat ons eers geskep was God se doel met ons, hy het ons geskep, gevorm in sy gedagtes eers en fisies gevorm, sodat ons sal dien. So he created us to serve. Ephesians 2:10. God has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. God het nie eendag sommer net gaan sit en dink, hier is ons Wendy, miskien moet ek gou dit eintlik vir haar om te doen. Nog voordat die aarde geskep was, het God geweet wat Hy wil hê. Elkeen wat hier sit, wat jy moet doen, wat ek moet doen, wat se taak ons het, wat ons assignment is, wat ons kan doen om diensbaar te wees. Created us for a life of good deeds. So belangrik dat ons moet verstaan, wanneer ons goeie dade doen aan ander mense, when you serve somebody else, you actually serve God. Ons sukkel om te dien en diensbaar te wees as gevolg van mense en hulle kritiek, hulle skerp tonge. Jy weet nou, ek het al soveel keer in die gemeente gehoor, ek gaan nie die doen die dominee, want daai en hulle noem noodwendig name nie, kritiek gaan kom. Broers en susters, die Here het ons almal gemaak om te dien. God is, he's not respect of persons, hy trek net voor mense wat hy voortrek nie. Is nie Jannie vir die belangrikstes of Pietie nie, is nie Rolentjie hier op die kansel nie. Gister toe sê, wat is Michelle se meisie dit nou? Giselle, sê sy vir my, I know where you stand, or sit, sê. Ek sê van, waar sit hy? Sy sê, come, I'll show you. You also op hierdie kansel. Sy sê, jy sit hier. Maar sy so kort, sy kan nie sien, toe moes ek al optel, want sy wil kyk, wat sien ek as dit gestaan? Die punt wat ek wil maak is, dis die dominee, die hoofouderling, die hoofdiaken, die sondagskoolonderwyser, die onderwyser by die skool, niemand een persoon belangriker as die ander. Ons is almal in sy beeldnis gemaak om te dien en mekaar te dien. Dan dien ons God. Efesiërs 6 vers 7. Rendering service to others with good will as to the Lord and not to men.
So wanneer jy iets doen, moenie dink wat gaan ander mense sê, man. Doesn't matter what they say, whatever. Hulle sal met die Here moet deel daaroor as hulle storie wil. Jy doen wat jy moet doen. Serve. Daar's in Amerika is dit die helder, is 'n gemeente, ek het dit nou nie, dis deel van my voorbereiding nie, maar dit is 'n gemeente waar hulle nie vrouens toelaat om die boodskap te bring. Daar's still there, in that sense. En sy sê, elke slag as hulle met hierdie ding kom, maak dit haar gees so onrustig. She can't serve anymore because she feels that people are going to say something. And I say to her, Zariana, dit maak nie saak wat hulle sê nie. Jy bestaan nie en jy leef nie en jy dien nie omdat hulle iets te sê het nie. You do it as if you are doing it for God himself. Jy werk vir hom, jy is deur hom geroep, jy moet hom gehoorsaam wees. Mense en mense se sieninge kan nie verander aan wat jy moet doen. We have to be obedient. If you are called, and we are all called, daar's 'n roeping op elke mens en elkeen van u wat hier sit se lewens. It's nie net op my lewe. Colossians 3:23-24 in the Amplified. Whatever you do, work from the soul, hier van jou hart af, as for the Lord and not for me. Knowing that it is from the Lord that you will receive the inheritance, which is your reward. It is the Lord Jesus Christ who you actually say the Amplified. Dis eintlik die Here wat jy dien. Nie mens. Die tweede, you were saved to serve. So die heel eerste, ons is geskep, we were created to serve. En wat gebeur? Then came sin. And sin choked that away from us. Dit het ons letterlik verwrig weg van waarvan ons geskep is. So what did God do? Sodat ons purpose kan leef, to serve, what did he do? He came and sent his son to save us. So we are saved by God, to serve God. So ons word herstel, ons identiteit, dit wat ons was, het ons verloor, nou is ons herstel, sodat ons kan serve, sodat ons hom kan dien. 2 Timothy 1:9. For he delivered us and saved us with a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which was granted to us in Christ Jesus before the world began. Ek skryf baie lelik, dis nie dat ek so myself mislees. He delivered us and saved us with a holy calling, ons gaan nou daaroor gesels, not because of our works, but because of his own purpose. So he saved us because of his own purpose. Rick Warren said, you are not saved by service. You are saved for service, to do God's own work. In God se koninkryk, broers en susters, en almal van ons hier is boeties en sissies. Ek het nou die dag 'n opmerking gemaak in die kerkraad. Ek kan nou nie onthou of ek is nou nog al so dat ek nie weet of ek dit gesê het nie. En dan sê ek dit en dan sê ek dit weer en dan sê ek dit weer. Jy moet my herinner oor kom. Jy het dit al gesê, moet dit wees nie. But ek onthou, ek het die kerkraad gesê, ons moet ophou om te dink. As Trudy en Glory, ek gebruik julle as voorbeeld, as hulle familie is, mag hulle nie dien. Broers en susters, we are not in the first place in the church part of our physical family. Ja, jy is in 'n lyf gebore en bloed gebore van ma en pa en jou fisiese familie en almal is deel van mekaar. But we
family member. It's wrong. Dan hou ons mekaar weg van diensbaarheid. Want ons sit beperkings op mekaar. Ons verhoed mekaar om te dien. As die Here vir een persoon roep en hy roep die ander ook, wie is ek om vir daai mense te sê mag nie? Wie is ons? We are created and saved to serve God, not people. Kom ons wees aan hom gehoorsaam. Ons het elke ene in hierdie koninkryk van God. Each and every one of us, because we are His children, His family, we have a special assignment. Each one of us. Dit is nie net een persoon wat daar sit wat hierdie special assignment gehad het. Het julle die program, ek weet nie, ek het nooit gekyk nie, maar ek het dit altyd gehoor, word geadverteer, special assignment. Hierdie ouens wat hierdie special assignment kry, dan moet hulle dit nou uitvoer. Kyk, ek ken die storie nie. Maar dit is hoe die Here vir jou en vir my roep. We've got special assignments on earth. Daar is nie, ons het al 100 keer vir mekaar gesê, kom ons sê dit weer vir mekaar, there is only one you. Your DNA is your DNA. Ek het nie jou DNA nie. I do not have your way of thinking. I do not have your emotions. I do not have your way of saying things. As jy nie jou assignment gaan uitvoer nie, gaan ons almal ly. As die Here nie binne in my binnekant besluit hy gaan nou op verlof gaan, of hy gaan nou aftree, will I still be able to function? As jou hart besluit, man, ek het nou genoeg gehad. Hulle moet my uithaal, ek wil nou daar by die klavier gaan sit. Jy moet daai. Sonder 'n hart kan jy nie leef nie, want dit moet jou bloed pomp. You understand? If you do not serve, as jy nie jou special assignment gaan uitvoer nie, niemand gaan dit vir jou doen. You are unique, and what you are called to do is unique. Nobody else can do what you're supposed to do. Only you can do it. Die Here Jesus het sy lewe gegee. Hy het 'n baie duur prys betaal. Sodat een ek kan dien. Dat ons gered kan wees om vry te wees om te dien. The moment we are by Jesus saved, the moment that somebody else put a chain around your arms with guilt and whatever they try, then they take away your freedom. The moment that somebody stops you to serve, they take away your freedom. God created you to be free. He saved you to be free to be yourself, to do what you can do best. In Galatians 6 vers 20b. So then, honor and glorify God with your body. Romans 12 verse 1. Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational act of worship. As jy jou liggaam, jouself, hierdie mens gee om te dien, is dit 'n act of worship. Dis hoe jy God verheerlik. Dis nie net deur sing en gebed. Dis ook oor hoe jy jou taak vervul, jou roeping vervul. Preserving one another, requirements, say, if I have no love for others, no desire to serve. Hoor nou hierdie, jy sê lekker om dit te hoor nie. Dit laat my baie lekker, baie ongemaklik voel. If I have no love for others, no desire to serve others, I should question whether Christ is really in my life. En hierdie love moet jy onthou. Daar's baie mense wat dien. Wat doen?
Most often, people do that. Wat nie die Here Jesus ken nie. Do that for themselves. Hulle doen dit, want hulle gaan iets daaruit kry. Love, liefde, ware liefde. Wat is ware liefde? Ware liefde is om soos Jesus jou lewe af te lê aan die kruis op Golgotha. So you will give your life to serve your brother and sister. You will not think about yourself. That's real love. And that is who we are. Through Christ, as gevolg van hom, het ons liefde. Die liefde van God is in ons harte gedeponeer deur die werking van die Heilige Gees. And that's why we have this desire to serve. Johannes sê dit en daai wat die paar nie van woorde omgesit het, sy eie woorde. 1 John 3 verse 14 skryf Johannes dit so mooi. Our love for each other proves that we have gone from death to life. Ons was geestelik dood. Ons is deur Christus Jesus gered. Die feit dat ons mekaar dien, dat ons onsself gee om aan die een te sin, wys vir almal, ons is gered, we are saved by grace, van dood na lewe. Die derde, you are called to serve God. En ek het nou gesê, daai opmerking gemaak, ons almal het 'n roeping op ons lewe. Ons word groot, en ek is seker u kan met my saamstem. Baie van u, veral die ouer generasie, our younger generation, maybe that is a bit different for you guys because you've got a new dominee that tells you something differently. I believe that previous dominies also did this, but the church worked in this group, you know. The church thought in a certain way. And we really thought that a calling on somebody's life is only for the priests, the nuns, the pastors, and the dominies. They've got a calling. They've got a calling. And it is nie verkeerd nie. They do have a calling. Dit is waar. Die verskil tussen hulle en baie van ons is dat hulle gehoorsaam is. They acted on the calling. So we are all called. Each Christian is called to serve. Jy is geroep deur God. 2 Timothy 1:9, ek het dit nou ook gelees. He saved us and called us to be his own people. Hy het ons geroep uit die duisternis in sy wonderbare lig in. 1 Peter 2 verse 9. You were chosen to tell about, you were chosen. En dan aan die einde sê, who called you? You were chosen to tell about the excellent qualities of God. Each one of us here, we are chosen to tell. Hy het ons geroep, sodat ons kan vertel van hoe wonderlik hy is. En is dit nie wonderlik? Ons het alle rede. Kyk wat het vir ons gister gebeur. Hierso, die vorige kere, en hulle stel uit, met alles omstandighede, stel uit, hy en my, stel uit, en ons allemaal wag, en dan kom ons, wanneer gaan die voetjie, dan is dit bietjie afgestel, bietjie uitgestel, en dan allemaal vir ons verloor ons kaartjies, dan kom ons maar weer, en ons is weg vir die voetjie, kan nie wag, ons het dan het gebeur nie. En gister sê Debbie vir my, net hoop, as die vorige keer dit sou gehad, het sou uitgereed. God is so lief vir ons, dat hy vir ons goeie weer sal gee. En ons is geroep, we are called to tell other people about his good qualities, what he did for us. Dit is iets kleins, broers en susters, dit is groot. Ephesians 4, verse 4 to 16, ons het dit al behandel. There is one body of believers, one spirit, just as you were called to one hope, when called to salvation, en 'n hakkie staan nou. Dis ook die Amplified. He himself appointed apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. En dit is nie net missionaries nie, dit is nie net mense wat noem hulle is profete
sê hulle is evangeliste of mense wat teologie geswat het nie. Broers en susters, all of us, we are called to ministry. Dis vir ons om dit te vind, om agter te kom. Die 12de vers sê, to fully equip and perfect the saints for works of service. If we do not take up our position, the rest of us is not able to be fully equipped. As Johan nie doen wat die Here hom geroep het om te doen, dan laat ek het nodig dat hy sal sê wat hy sê, sal doen wat hy doen, sal 'n clown wees hiervoor. Otherwise I'm lacking. Klein, jy is opskuldig. Dis belangrik vir ons, om dit te verstaan. Maak nie saak, regardless of your job or your career. Ons kyk vas daaraan. Dis ook so besig. Ons het altyd excuses. I'm so busy with my job. I'm so busy with this. Ek is so besig om my doelwitte te bereik. Ek is so besig met my sport. En dis niks verkeerd nie. But we are all called by God to full-time Christian ministry, to serve as a Christian. Jou lewe is full-time ministry, broers en susters. As jy hier uitstap, is jy 'n ambassadeur. You're in ministry. As jy op die bus sit, as jy in die taxi sit, as jy op die pad ry, as jy by jou werk is, you're in full-time ministry. Die laaste enetjie, you are commanded to serve. En as hy sê you are commanded, dit maak my soms skrik. The moment that we get to this place where God teaches us, there's no option. Ons dink altyd to serve is one of the options in life. To serve in church, to serve between our brothers and sisters, to serve in the community. We think it's one of the options. My career is an option, this is an option, and service is an option. Brothers and sisters, it's not one of the options. It's the only option. It's the only option. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to serve, to be served. Did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. So moet ons. Jesus het nie gekom om geserf te word nie. Hy het gekom om 'n diens te kom lewer vir ons. En wie is ons om nie sy voorbeeld te volg nie? Ons lewe, ons tyd moet ons aan hom gee. Die Koran sê, serving is the opposite of our natural inclination. Most of the time, we're more interested in serve me than service. We say, I'm looking for a church that meets my needs and bless me. Not, I'm looking for a place to serve and be a blessing. And I say, the mature follower of Jesus stops asking, who's going to meet my needs? And starts asking, whose needs can I meet? En wie kan ek help? Wie kan ek bystaan? Ek wil afsluit met hierdie. As jy nie betrokke is nie, waar jy nou is, en jy is nie betrokke in enige service of in enige bediening nie, wat is die verskoning wat jy aanbied, hoekom jy nie kan wees nie? Abraham, he was very old, and he took up that son. Hy was nie jong nie, julle weet, dat het Sarah gesê, dit het toch kan ek 'n kind hê, hy is nog verskriklik oud, oom Johan van Skalkwyk, dokter van Skalkwyk, hy het gesê, ja, as haar
That fella was so kralie om haar nek gedra deur haar ouderdom. But she took on what she was supposed to do. Jacob, he was insecure. Leah, she wasn't very attractive. Joseph, he was abused. Hy kon gesê het, hy kon nou smart vraat geword het. Ek was geabused deur my broers of susters, of die res van sy lewe gesien, my swart het. Joseph did not do that. Hy het in die tronk, hy het eers by Potifar gedien, en toe in die tronk, en hy bly dien. He took up his assignment. Moses stuttered. En hy het vir God gesê, ek kan ek stotter in staal, God het hom gesê, gaan. Gideon, he was poor. He said, I'm part of the poorest family to the angel. How can I do this? En toe was hy 300 man vat. Samson, he was codependent. Rahab was immoral. David, he had an affair. Elijah, he was suicidal. Jeremiah, he was very depressed. Jonah, he was reluctant. He didn't want to do it. Hy het liewerste weg op alles weg, nie in die doen. Naomi, she was a widow. John the Baptist, baie eksentriek, hy het sprinkane geweet. Weird. Peter, he was impulsive and hot-tempered. Martha, she worried a lot. Thomas, he doubted. Timothy was like timid. He was a very timid person. Paulus het soveel keer van hom geskryf om aan te doen. Soveel mense, 'n hele variëteit van mense wat eintlik misfits is. Wat met 100 verskonings kan kom sê, ek kan nie die man want al hierdie goeders is fout met my. But they were obedient to God. Say, Lord, here I am. Ek sal doen. Wat kan ek doen? Wat wil jy hê moet ek doen? Broers and sisters, God will use you. The important thing is, stop making excuses. You are created by God to serve Him, to make a difference in your brothers and sisters' lives, in the world. You are special and you've got an assignment. Vind, as jy dit nog nie gevind het, vind dit. Ons is nooit te oud om ons opdrag, ons calling te vind en dit uit te voer. Amen. Ek wil vir julle net so klein oomblikkie gee van stil gebed en dan gaan ons wag maar. Ons vra dat die koor vir ons so lank op posisie sal neem. Aan die tafel gaan sit, net so inleidende woord. Ons fokus op die nagmaal. Die nagmaal is 'n plek en 'n ruimte wat die Here vir ons geskep het om as sy kinders, sy skepsels, terug te sit en na te dink oor wie ons is en waartoe hy deur sy werke
sy sterwing, sy opstanding, ons is daar gestel. Ons gee vir die koor geleentheid om ons in te lei in hierdie oomblik. So pragtig opgelei in die wonderlike oomblik. Vra dat die jongers vir ons die tafel sal voorbereid. Graag nooi om saam met my aan te sit aan die tafel, soos wat die Here Jesus die disippels genooi het. Kan ek vra, Suster Megan, sal jy vir ons kom aansit? En Suster Cassie, asseblief, saam met my. Broers en susters, terwyl van die tyd gaan ons die brood en die wyn gelyktydig uitdeel en dan gaan ons daarna dit saam gebruik. Jesus het die aand voordat hy gekruisig is, het hy
'n nuwe verbond. Die bloed van Jesus Christus wat vloei en 'n nuwe verbond tot stand bring. Ek wil vra dat die diakens en die ouderlinge neem ek aan vir ons die brood en die wyn sal kom uitdeel asseblief. Suster Rosna, sy wil baie graag die beker gebruik, broer Michael sal dit nou. Broers en susters, die brood, Jesus Christus het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Eet dit, dink daaraan en glo dat Christus Jesus se liggaam vir ons gebreek is, tot volkome versoening van ons sondes.
die beker wat Jesus opgestuur het, is teken van die nuwe verbond. Jesus se bloed het vir ons gevloei in 'n nuwe verbond, die ou verbond vervang. Dink daaraan glo dat Christus Jesus se bloed vir ons almal gevloei het tot volkomme versoening van ons sondes. Kom ons maak ons hoofde en danksegging vir die Here. Baie dankie vir die Here Jesus. U sê, U is ons oudste broer. Ons is U broers en susters. Ons is U familie. Wat 'n voorreg is dit om dit te kan sê. Maar wat 'n voorreg is dit, Here Jesus, om deel aan U te kan hê. Dat ons vanoggend elkeen wat hier saam is, Here, dat ons kan sê, ons is waarlik volkome versoen met ons Vader. Deur U liggaam en U bloed. Dankie dat U ons deel maak, dat ons in U kan wees, gewortel en gegrondveseer. Dankie dat U ons geskep het, gered het, geroep het en opdrag gegee het om diensbaar te wees. En dankie dat ons vandag kan glo deur die werking van U Heilige Gees dat U ons elkeen sal in staat stel om te doen wat U vir ons sê om te doen. En U kom al die lof toe. Die dank en die aanbidding tot aan alle ewigheid, Here ons Here. Ons het U baie lief. Amen. Daar is nou ook geleentheid om ons offergawe te gee as 'n teken van ons dankbaarheid. En die koor kan so lank hulle posisies in.
Jy kan ons eers bedien. as ons Here en ons redder het. En dat ons die sekerheid het dat U by ons is en met ons is. Baie dankie dat U ons versorg, Here, op alle maniere. En dat U vir ons seën dat ons 'n seën kan wees vir ander en dat ons ook finansiëel 'n seën kan wees vir U werk. Maak ons verantwoordelik, help ons om verantwoordelik te wees wanneer ons hierdie fondse aanwend tot uitbreiding van U kerk. Ons vra dit in U wonderlike naam, Here. Amen. En dit wat ons nou gaan die afkondigings maak. Wat die boerbaas koek van die jaar is, sy het eerste plek gewen vir haar chicken curry pot. En dan wil ek net noem, met ons
die koskompetisie na 18 uur. As dit, kyk ons weer vorentoe vir die bazaar. Die bazaartickets is beskikbaar. Die is meer as welkom om dit koop by die kerkkantoor. Na die bazaar het ons St. Stephen's Got Talent. So julle moet so lank julle talente uit julle sakke uithaal. Want ons, en dit wil geld, ons is spesifiek dit as 'n sponsorsaak. Kom ons sluit af broers en susters. Kom ons eer die Here. Hou lief vir